Die Here is goed, wie sê amen? Dit is 'n voorreg vanmôre om in die huis van die Here te kan wees. Dit is 'n voorreg vanmôre om in die huis van die Here te kan wees. Amen. Ons besef nie aldag die voorreg wat ons het om nog die Here se naam te kan grootmaak en te kan prys nie. Daar's baie mense wat vanmôre in omstandighede vasgevang is, wat nie die voorreg het om vanmôre na die huis van die Here toe kan gaan, of om te kan sing, of om sy naam groot te kan maak nie, wat vasgevang is in 'n bed of in 'n stoel, en hulle kan nie beweeg nie, en hulle hunker daarna net om in die teenwoordigheid van God te kan kom. En dan wil ons soms, wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom, wil ons dit as vanselfsprekend aanneem. Jy sien, dit wat ons het, en dit wat ons van God af ontvang, is genade, en dit is net geleen. Elke ding wat ons ontvang uit God se hand uit, moet ons dankbaar voor wees, want dit is waarmee ons seën. Amen. Wie is vanmôre dankbaar dat sy vrou of sy vriende of familie of haar man vanmôre langs hulle sit in die huis van die Here? Wie is vanmôre dankbaar as jou kinders die Here dien vanmôre? Wie is vanmôre dankbaar as jou ouers die Here dien vanmôre? Ons het baie om voor dankbaar te wees. Wie is vanmôre dankbaar dat hulle bed om in te slaap het? Wie is vanmôre dankbaar dat hulle kos het op hulle tafel? Wie is vanmôre dankbaar vir die klere wat jy het aan jou lyf? Ons het baie om voor dankbaar te wees. Jy sien, kind van God, God is goed vir u en vir my. Maar hy is goed vir ons, omdat ons hom wil dien. Wie wil hom dien? Steek op ja. Amen. As jy hom moet dien, is jy verplig om hom te dien. Maar as jy hom dien uit vrye keuse, uit doen jy dit omdat jy lief is vir hom. En hoekom doen ons dit? Want hy het ons eerste lief gehad. Omdat hy sy lewe vir u en vir my afgelê, sodat ons kan lewe, al het ons ook gesterwe. Die boodskap wat ek vanmôre vir u wil bring, en baie mense gaan dalk kwaad wees vir my, baie mense gaan my dalk kritiseer daarvoor, daar is baie mense daar buitekant, wat hierdie evangelie begin verkondig, maar jy sien die woord van die Here sê in die laaste dae, sal hulle afwyk van die gesonde leer. Jy sien, die gesonde leer is nie meer goed genoeg vir die mense, of vir die jong mense, of vir die ouer mense nie. Jy sien, die leer wat ons wil hê, is om te sê, dit gaan alright met ons. Ons is okay. Kom soos jy is, bly soos wat jy is, alles is alright. Al word nie meer verkondig om te sê dat ons moet ons rug op die sonde draai, want ons ontbreek aan die heerlikheid van God as gevolg van ons sonde wat ons doen in ons lewe. In 1 Johannes sê die woord van die Here, dat hy sê, hulle wat in Christus is, sondig nie meer nie. Maar hulle wat sondig is, uit die duiwel uitgebore. Jy sien, dit beteken nie dat ons gaan nie meer fouteer nie, maar jy sien dat wanneer ons onder Christus begin wandel, dan sondig ons nie meer as prus of moedswillig en skop teen die Heilige Gees wanneer ons waarsku om te sê, jy moet jou skik om jou Skepper te ontmoet nie. Wanneer jy sondig, wanneer jy in Johannes praat hy daarvan dat jy sondig deur nie te luister na die stem van die Here nie. Want hy sê dat jy moet gehoorsaam wees aan God. Jy sien, ons is soms gehoorsaam aan ons sak, solank die geld reg is. Ons is soms gehoorsaam aan of ons man of ons vrou, oor die posisie wat hulle dalk in die huis beklee. Maar hoe Petrus sê, ons moet God meer gehoorsaam as die mens. En vanmôre is ek God meer gehoorsaam as die mens. En jy sien, daar is 'n leerstelling wat hierdie laaste tydperk sy kop uitsteek, onder die kinders van die Here, wat sê, een keer gered, altyd gered. Staan nie in die woord van die Here nie. Dit kom nêrens in die woord van God voor. En die mense is lief om die skrif te gebruik in Romeine hoofstuk 6, ek gaan vir julle net 2 verse lees, jy kan luister. In Romeine hoofstuk 6 is hulle lief om dit te gebruik, wat hulle sê, vanaf vers 7 gaan ek lees, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Jy sien, die mense wat sê dat jy's eenmaal gered, jy's altyd gered, gaan altyd terug na hierdie vers toe, om te sê dat Christus het vir eenmaal vir altyd vir sondes gesterwe. So jy kan nou na Christus toe kom, jy kan jou sondaars gebed gee, en jy is gered vir altyd, maak nie saak wat jy doen. As dit die geval is, kan ek my hart vir die Here gee, en ek kan by hierdie kerkdeur uitstap, ek kan maar die sondige persoon bly wat ek is, voordat ek hierin gestap het.
Jy sien, as die een keer gered, altyd gered in die woord van die Here was, het jy en ek nie meer nodig gehad om kerk toe te kom nie. Het jy en ek nie meer nodig gehad om ons Bybel te lees nie. Het jy en ek nie meer nodig gehad om met God 'n pad te stap nie. Maar die een keer gered, altyd gered, is 'n leuen wat die wêreld verkondig. Die vyand probeer die kinders van die Here mislei om te sê, weet jy wat, jy het nie meer nodig om elke dag te streef na heiligmaking nie. Jy het nie meer nodig om jou sondes af te sterwe nie. Jy het nie meer nodig om te doen dit wat die woord van die Here sê jy moet doen nie. Jy sien, as ons dit nie meer nodig gehad het om te doen nie, is God soos een ek of is hy anders as een ek? Moet ons by hom aanpas of moet hy by ons aanpas? So ons moet by hom aanpas. Nou waarom dryf die woord van die Here in teenoor al die beginsels en die begeerlike wat die vleeslike liggaam wil hê? Is dit nie so nie? Hierdie woord waarsku jou teen dit wat die vlees wil hê. Dis in teenstryd en in konflik konstant besig met mekaar om jou vlees te kruisig om te sê, dit is verkeerd, jy moet ophou daar waarom jy besig is. In Hebreërs kom die woord van die Here en julle kan oopmaak in Hebreërs 6 hoofstuk 1 en ons gaan lees, hoofstuk 6. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 20. So die mense wat vir die mense verkondig en sê as jy een keer jou hart vir God gegee het, is jy altyd gered, staan in die woord van die Here nie. Want dan beteken dit ek kan deur die bad van wedergeboorte gaan, ek kan opstaan en ek kan maar net weer mense doodmaak. Ek kan nou maar weer net lieg en bedrieg soveel as wat ek wil. Ek kan nou maar weer net ronde hoer en remoer en te kere gaan soos wat ek wil. Ek kan nou maar weer net geld verduister soveel as wat ek wil. Wanneer jy jou hart vir God gee, moet jou hele menswese verander om by God aan te pas. Jy sien, God gaan jou verander sodat jy 'n bruikbare instrument in sy hand kan wees. Die woord van die Here leer ons dat hy sê in elke vertrek, in elke gebou is daar voorwerpe van eer en voorwerpe van oneer. Jou selfoon word jy soms gebruik vir 'n voorwerp van eer en 'n voorwerp van oneer. Op daardie selfde selfoon stuur ons Christelike boodskappe en op daardie selfde selfoon vloek ons mense dat die seël nie kan afwas nie. Dis 'n voorwerp van eer en 'n voorwerp van oneer. En die woord van die Here sê, en dit is hoe ons as mens ook is. Soms is ons in die huis van die Here en ons steek ons hande in die lug en ons is 'n voorwerp van eer, maar na mate ons uit die huis van die Here uitbeweeg en ons is daar buitekant, dan word ons 'n voorwerp van oneer, want dan doen ons net weer die kwaad. Jy sien, die woord van die Here leer ons dat hy sê dat die hele huis moet gereinig word, sodat elkeen van ons 'n bruikbare instrument kan wees tot opbou en uitbreiding van die koninkryk van God. So as jy sukkel en jy het iets waarmee jy worstel, gee dit vir die Here. Los dit in God se hande en hy sal dit vir jou verander. Die woord van die Here sê in Hebreërs hoofstuk 6. Hy sê daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit die dooie werke van die geloof in God. Die woord van die Here leer ons dat hy sê dat wanneer jy tot bekering kom, word jy as te ware 'n babietjie in die geestelike wêreld. En 'n babietjie eet hy dadelik as hy gebore word op 3 maande eet hy 'n stuk steak. Nee. Ma of pa maak vir hulle melk. Se bottel, so jy kry eers jou melkkos. Jy sien, wanneer jy tot bekering kom, dan begin jy die intree vlak van hierdie evangelie begin loop, maar jy wil graag alles verstaan en jy wil alles inneem, maar jy kan nie. God laat toe, as jy 'n babietjie toelaat om te drink, gaan hy drink tot hy vol is, dan kan hy nie meer drink. Reg. Net so hou God jou dop as kind soos wat jy groei, om seker te maak dat jy nie propvol gestop word met die evangelie nie, want as dit gebeur, gaan jy op die ou einde van die dag nie geestelik gesond wees nie. As jy konstant 'n babietjie net melk voer, as die kind sê hy wil nie meer hê nie, of hy skree en gaan te kere, en jy hou aan die bottel in sy mond indruk, gaan hy naderhand siek word. Is dit nie so nie? So dis wat die woord van die Here ons leer. Hy sê, maar ons moet net bly by die begin van die prediking. Jy sien, ons moet geestelik volwasse begin word. Ons moet strewe na beter. Ons moet begin geestelik so word, dat ons die hele volmaakte woord van God wil en probeer verstaan. Gaan ons dit altyd reg kry? Nee. Maar kan ons probeer? Ja. So die woord van die Here sê, ons moet net bly by die begin. Jy sien, daar's baie mense wat net heeltyd gespoon-feed wil word. Dis nie so nie. Daar's mense wat sê, ek verstaan nie, leer my dit, leer my dat. Doen dit vir my. Verstaan as jy in die begin is. Maar as jy al 30 jaar op die pad is, het die predikant of jou broer of suster nie meer nodig om jou te spoon-feed om te sê, dit beteken so en dit beteken so nie. Ons moet, elkeen van ons moet strewe om die gees van God in ons lewe te hê, sodat ons hierdie evangelie van God kan verstaan.
Hy sê van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Die woord van die Here sê ons moet aanhou preek oor die doop. Jy sien die mense kom na mate, ons hierdie pad stap en sê, jy het nie meer nodig om gedoop te word nie. Jy het nie meer nodig om in jou met Christus te beklee nie. Jy het nie meer nodig om jou sondes af te was. Die woord van die Here sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Dit sê die woord. Dit help vir jy doop en jy glo nie, dan is jy maar net 'n nat sondaar wat daarop staan. Hy praat van die handoplegging. Handoplegging is om vir mense te bid. In Handelinge het hy vir mense gebid, nie net wat siek is nie, maar mense om die Heilige Gees van God te ontvang. So die handoplegging vir mense om die Heilige Gees van God te ontvang, is nie soos in vandag se dae, wat hulle 'n show van die kerk maak, wat as die mense hier voorkom staan, dan stamp die pastoor die mense om en hy val en rol en gaan te kere nie. Dis onbybels, dit hoort nie in die God se huis nie. Geen predikant moet iemand omstamp en omval en sê jy die Gees van God ontvang nie, dis hoe dit werk nie. Of blaas. Of julle kan onthou die ou predikant op Benny Hinn het sy baadjie uitgetrek, dan waai hy so die mense en dan val die hele kerk om. Ja? Van die mense het dit al gesien. Jy sien, hulle maak 'n bespotting van God. Dis nie hoe God se Gees werk nie. As God se Gees oor jou kom, is daar 'n duidelike teken. Gaan lees in Handelinge, wat is die teken wat op die kind van God kom, wanneer hy die Gees van God ontvang. Ons moet aanhou die handoplegging te doen, en van die opstanding van die dode. Jy sien, daar is baie min mense, wat nog werklik glo, dat daar lewe na die dood is. Amen. Want jy sit dalk vanmôre iemand hier wat dalk twyfel. Kan dit werklik so wees? Kan dit werklik wees dat daai graf eendag oopgaan en daardie bene wat al 100 jaar daar lê, weer gaan opstaan? Is dit werklik moontlik? As jy glo dat God Adam uit die stof van die aarde gemaak het met niks nie, is dit moontlik vir daai bene om op te staan. Want God spesialiseer in die onmoontlike. Dit vir ons as mens onmoontlik lyk, is moontlik vir God. Jy sien, ons twyfel in die grootte krag van God se mag. As ons twyfel in sy krag en mag, en glo nie dat daar opstanding uit die dode is nie, sê broer Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 15, dat ons die elendigste van alle mense is. As jy net nou hoop op hierdie lewe dat Christus jou moet seën, en jou moet ryk maak, en vir jou 'n mooi huis moet gee, en wonderlike familie en vriende wat saam met jou die pad stap, en jy glo dat daar niks na die dood is nie. Hou eerder op kerk toe gaan, hou eerder op Bybel lees, hou eerder op bid. Dit beteken vir jou niks. Maar vir die kind van God lê die belofte dat die Here kom weer terug. Daar is kerke hier in Suid-Afrika wat glo hierdie is al reeds hemel. As hier die hemel is, stel ek nie belang om hemel toe te gaan. Want in die hemel is daar nie potholes nie. In die hemel is daar nie kragonderbrekings vir 6 ure, 3 ure, 3 dae nie. Want die Here sê ek self sal die lig in die stad wees. Hier in hierdie Suid-Afrika waarin ons bly, moet ons die water deur suiweraars gooi net om dit te kan drink. Hierdie is nie hemel nie. Jy sien, kind van God, daar is iets beters vir die kind van God weggeberg. En ja, ons verlang om die tydelike verwissel met die ewige, maar ons het 'n werk om te doen hier op aarde. Daar is baie mense wat die Here vroeg kom haal. Maar wees dankbaar as jy nog hier is, want dan het God nog 'n plan met jou lewe. God wil jou gebruik, maar hy wil jy moet rein en skoon wees sodat hy jou kan gebruik. Hy sê een van die ewige oordeel. Ons waarsku nie meer die mense om te sê as jy nie Christus kies nie, is daar ewige verderf wat vir jou lê en wag nie. Want die mense is bang om te verkondig, om te sê daar is 'n hel wat wag vir die ongehoorsaames. Daar is 'n hel wat wag vir die wat nie in God geglo het nie. Ek weet party ouens sê ek gaan reguit hemel toe want ek het klaar hel op aarde met die vrou met wie ek getrou het. Maar dis nie hoe dit werk nie. Jy sien, daar is 'n groter oordeel wat vir ons wag. Maar daar is 'n groot beloning wat vir die kind van God wag wanneer jy wandel in die voete van die Here. Ons het 'n keuse om te maak. As 'n liedjie wat ons sing, jy moet kies. Want die paai is twee. Die een lei na die hemel en die ander een lei na die hel. Jy sien, die predikante se monde het stil geword. Kan jy onthou die mense ouer as 60 sal weet, die ou predikant het hulle gewaarsku en sê as jy nie luister nie, gaan jy brand. Ja, kan jy onthou?
En dan is al mense wat in kerke geloofsorganisasies kom, wat sê die hel is maar van korte duur, en dit gaan nie vir altyd wees nie. En dan is al mense wat kom en sê, hoe kan God hierdie wêreld straf en die ongelowiges in die hel gooi? Daar is kerke wat dit glo. Die woord van die Here sê, as ek Sodom en Gomorra nie gespaar het nie, hoe sal ek hierdie teenwoordige wêreld nie spaar nie? Jy sien, as ons om ons kyk, as jy in Romeine 6 gaan lees, sal jy verstaan dat Christus sê, Paulus skryf, dat Christus het eenmaal vir altyd vir ons sondes gesterf het. Dit beteken nie dat omdat hy gesterf het, dat ons kan nou maak wat ons wil en aanhou sondig nie. Dit beteken dat hy opgetree het as die hoëpriester, wat elke jaar, een keer 'n jaar, op die bepaalde tyd, in die allerheiligdom ingegaan het, en bloed gegiet het, wat nie sy eie is nie, om versoening te doen vir die volk. En die woord van die Here kom en hy leer ons, dat hy sê in die ou verbond, in die Ou Testament, dat die bloed van bokke en stiere het sondes bedek, maar toe Christus sterwe, toe was hy die sondes weg. So dit beteken dat ons hoef nie jaar na jaar meer 'n lammetjie te offer vir ons sondes, die Christus het die volmaakte lam geword. So jou sondes is weggewas, maar dit beteken nie dat as jou sondes weggewas het, jy kan elke dag net doen wat jy wil nie. Hy sê neem daagliks jou kruis op. So dit beteken om daagliks hierdie vlees te kruisig en sê, as ek die goed wil doen, dan staan die kwaad my voor. Want as jy wil goed doen aan iemand, dan wil die vlees dit nie hê nie, is dit nie so nie? As jy kwaad doen aan iemand, partykeer dan kry die vlees lekker. Maar die gees, wanneer jy stil word, kla jou aan. En sê, hoe kan jy lekker gekry het vir dit wat gebeur het? Jy sien, dit is die verskil tussen die vlees en die gees. Daarom sê die Here, as julle my dien, moet julle my in gees en in waarheid aanbid. So wanneer ons God aanbid, moet ons dit in gees doen, want die gees is opreg, en die gees sal die goeie altyd wil hê. Hy gaan verder, en hierdie is die skrif, wat bevestig dat eenmaal gered, altyd gered, alleen uit die hel is. Hy sê, want, vers 3, ek gaan net vinnig lees, en dit sal ons doen, as God dit toelaat, vers 4, want dit is onmoontlik, om die wat eenmaal verlig geword het, die wat gered geword het, die eerste keer, en die hemelse gawe gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld. Hier sê die woord van die Here, hy sê, dit is onmoontlik, vir iemand wanneer hy gered word, en hy die krag van God sien in sy lewe. Hy die wonderwerke sien van God in sy lewe. Hy sien hoe God sy lewe verander, en hy verander in 'n nuwe mens. Sê die woord van die Here in vers 6, en afvallig geword het, om weer tot bekering te vernuwe. Sien nie wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here leer ons, dat hy sê, as jy een keer jou hart vir God gegee het, en jy dink is oké, en jy raak afvallig, en jy val terug in jou ou sondige natuur, waarvan God jou verlos het, is dit vir jou onmoontlik om weer tot bekering te kom. Sê nie ek nie, sê die Bybel. Ek het dit nie geskryf nie. God se woord het dit geskryf. God se woord het dit geïnspireer. En die woord van die Here sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God gewees. So hierdie woord is ja en amen. So as jy afvallig geword het, is dit vir jou onmoontlik om tot bekering weer te kom. So dis 'n fyn lyn tussen reg en verkeerd. Dit vat een keuse om te maak dat God sy rug op jou draai. Een verkeerde besluit. As die Here jou verlos van iets waarmee jy geworstel het, 'n sonde waarmee jy geworstel het, en jaar na jaar bid jy, sê Here verlos my van dit waarmee ek worstel, en die Here verlos jou, en jy doen dit weer, sal jy nooit weer die geleentheid kan kry om van dit ontslae te raak. Hy sê, dis onmoontlik om weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. As jy daai sonde weer doen, waarvan God jou verlos het, en jy terugval, dan kruisig jy Christus van vooraf. En jy maak hom tot skande. Weet jy wat beteken skande? Dis nie soos die films dit uitbeeld, dat Jesus Christus klere aangehad het nie. Die woord van die Here sê, hy was totaal en al naak aan die kruis. Kan jy self indink? Daar's geen groter skande wat oor iemand kan kom, as om naak in die publiek te wees nie. Geen. Ek weet die wêreldlinge dink dit is oukei.
En baie mense het al gehardloop op televisie, het jy al gesien. Dan gaan jy die woord gebruik nie, dan doen hulle die lelikste dinge voor duisende mense en trek al hulle klere uit. Dis 'n skande in God se oë. Want jou naaktheid moet bedek wees. En die woord van die Here sê dat wanneer jy weer terugval, as jy gesondig het, as ek weet ek het mense gelieg en bedrieg so ver as wat ek gaan, en die Here red my siel, en ek doen dit weer, as te ware ek slaan hom terug aan die kruis vas, en ek ruk hom weer tot in sy skande. Hoeveel maal het ons dit al gedoen? Hoeveel maal het die Here aan jou deur geklop? Dan maak jy oop, as hy maaltyd klaar is, dan maak jy weer die deur agter die Here toe. Hoeveel maal het ons al die stem van die Here wanneer hy met jou praat, nie geluister nie. Jy sien, ons moet kom op die plek waar God ons wil hê. Hy sê, want die grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val en nuttig plante voortbring, terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seën van God. Maar as dit dorings en distels oplewer, deug dit nie en is naby die vervloeking, die einde daarvan is verbranding. Het jy al gesien by bome wat dorings het? As jy van ver af kyk, baie van hulle maak 'n baie mooi blom. Maar as jy naby kom, dan kom jy agter daai blom steek. Het jy al gesien? Dis wat 'n distel is. So van ver af lyk die kind van God baie mooi soms, maar wanneer hy kom, dan deeg hy niks anders as om verbrand te word nie. Dis soos 'n onkruid wat uitgeroei moet word en verbrand word. So ons het 'n keuse om te maak. Gaan ons hierdie vrugbare plant of boom wees wat vrugte dra in God se oë en bruikbaar wees en 'n aangename geur wees? Jy sien 'n blom wat nie distels is nie, ruik lekker. Die met groenvingers het sal weet. Maar daai doringbos met daai mooi blommetjie, ruik dit nou iets? Nee. So die kind van God moet 'n wel aangename geur vir die wêreld wees. Jy kan op die oog af mooi lyk vir die wêreld, maar jy kan niks beteken nie. Want wie wil 'n distel in sy huis hê? Baie mense het 'n mooi roosboompie of 'n orgidee. Hoekom? Want dit is mooi. Dit beteken iets. En net so moet die kind van God wees vir die wêreld. Dit moet aanloklik lyk. Die wêreld moet na julle toe toestroom om te word soos wat julle is. Maar hulle kan nie, want ons lyk al soos die wêreld, ons ryk soos die wêreld, ons tree op soos die wêreld, so hulle wil niks in elk geval met ons te doen hê nie, want hulle sê, waarom moet ek lyk soos jy as ek al klaar lyk soos jy? Ons moet anders lyk. Ons moet sê, Here, verander my, sodat ek nie terugval in my sondige natuur en ek nooit weer tot daardie bekering kan terugkeer nie. Hy sê, maar geliefdes, ons is aangaande julle van beter dinge oortuig. Dinge wat saamhang met die saligheid, al spreek ons ook so. Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie. En die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Die woord van die Here sê, dat as jy sien iemand saam met jou hierdie pad stap, en die een broer of suster hardloop bietjie vinniger as jy, dan moet jy strewe om saam met daardie persoon te hardloop. Jy sien, daar is baie mense wat ons baie keer geestelik ver vooruit is. Ons het agtergekom, Vrydag aand, die wat hier by die jeug was, het agtergekom, hulle dalk een broer so gekyk, toe kom hulle agter hierdie broertjie in die Bybel beter as wat hulle gedink het. Ja? Jy sien, daar is baie mense wat met God 'n pad geestelik stap, en ons moet leer en let op hoe hulle dit doen, sodat ons nie lelik jaloers raak op mekaar nie, maar laat ons so word dat ons kan hinker na wat daai broer of suster het. Jy sien, maar ons kry daai lelike jaloesie wat van die duiwel afkom, dat as iemand anders te beter as ek die Bybel ken, of iemand anders te mooier as ek bid, dan kyk ek hom so anders op die kat om hier ingedraai. In plaas daarvan om te sê, Here, seën my met dieselfde gawe as wat daai broer het. Elisa het Elia gevra, ek wil 'n dubbele seën hê, as wat jy gehad het. Jy sien, jy moet daai seën vra, dat jy meer hê as jou medebroer en suster. Here, ek soek dit. Here, ek hunker daarna om met u Gees op pad te stap. Maar dit gaan kos, jy gaan moet eers skoonmaak. Ons gaan eers onsself moet reinig. Jare terug was daar 'n ding gewees, omtrent so 10 tot 20 jaar terug, was daar 'n DVD wat uitgegaan het wat sê, maak jou huis skoon. Ek weet nie wie kan dit onthou.
Kyk, en toe daai DVD uitkom, toe het almal hulle beeldjies stukkend gegooi, en hulle het alles weggegooi, en die kinders mag nie meer televisie gekyk het nie, en dit was chaos in die mense se huise gewees. Maak jou huis skoon, nie wat met 4 mure gebou is nie, maar hierdie huis, hierdie tempel van God, want dis waarin God woon. God bly nie hier nie, ons kom hier by mekaar, en God se Gees is hier teenwoordig, omdat die kinders van God hier is. As julle nie hier binne is nie, is hierdie maar net 'n leeg gebou, beteken dit niks nie. Hulle kan maak hier binne net wat hulle wil. Hulle kan hier partytjie hou tot die môreoggend toe. Wanneer ons hier uittrek, en die volgende mense trek in, al is God se Gees hier. Wat maak dit anders of hulle hier gisterand 'n partytjie gehou het tot 1 uur vanoggend toe? En of jy sal mense sit wat drink en partytjie tot 1 uur in die oggend toe en jy sê jy's 'n kind van die Here. Wat is die verskil? Jy sien, jy en ek is die tempel van die Here. Ons wil baie keer fokus op die gebou. Die gebou gaan ons in die hemel inbring nie. Dis hoe rein en skoon hierdie tempel is. Hy sê maar, ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon. So die wat Vrydag aand hier was, volgende jeug aand, weet julle die Bybel so goed ken soos daai broer wat hom Vrydag aand geken. Ja? Jy sien, ons almal moet dieselfde ywer toon. As die een broer lekker hande klap, en jy's te bang om hande te klap, dan moet jy dieselfde ywer toon as wat daai broer doen. As die een suster sing, dan moet jy dieselfde ywer toon as wat daai suster sing. So volgende Sondag gaan ek die mic weer los en die ander suster gaan die mic gaan vat. Jy sien, ons moet almal dieselfde ywer toon om vir God iets te doen. Maar jy sien, ons wil altyd mos hê iemand anders te moet doen, is dit nie so nie? Jy sien, ons hou van delegeer, is dit nie so nie? Ja? Amen, amen susters. Amen, amen broers, ja. Lekker om orders uit te deel. Veral as die man so bietjie siek is, dan maak hy misbruik daarvan, is dit nie so nie broers? Ja. Ja. Ek boek myself in die hospitaal want ek wil nie die huis trek nie. Ja. Jy sien, ons hou van orders uitdeel. Ek spot sommer net. Maar jy sien, ons as kinders van die Here moet almal saam ywer. As jy sien daai broer koordans vir God, dan moet jy ook koordans vir die Here. As jy sien daai suster klap vir God aan, dan moet jy dit ook doen. Ons moet almal God se naam vereer en verheerlik. Ons kyk met 'n lelike jaloesie na mekaar. Want ons kan nie daarvan hou as iemand anders se dalk bietjie iets beter doen as ek nie. Of as iemand kom en iemand kom soek ons by die gemeente. En die broer vra, mag sy suster 'n item bring? Ja, vir wat wil sy nou weer 'n item bring? Sy wil nou weer net shine vang. As jy wil shine vang, probeer by God shine vang. Nie by mense nie. As jy iets doen, doen dit opreg vir God en God sal jou seën. Hy sê sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die beloftes. Ek het vir julle gesê die laaste paar Sondae, baie mense wil hulle beroep op om te sê ons is die 12 stamme van Israel en sê daai belofte kom ons toe. Al die volke oor die wêreld wil dit hê. Sê ek is die 12. Ek kom uit die stam uit, ek kom uit daai stam uit. Maar wag, 'n surprise. En ek kom nie uit daai stam uit nie. Maar die Here sê vir die kinders van Abraham kom die belofte toe. So die belofte kom almal toe, al die geslagte op hierdie aarde, wie God se naam aanroep en met hom 'n pad stap. Of jy wit, geel, pink, swart of pers is, of jy Afrikaans, Engels, Zulu, Xhosa of Duits praat, dit kom jou toe. Die belofte, maar jy moet lankmoedig wees. Jy sien, die kind van die Here wil in vandag se dae hê, hy wil nou in die bad van wedergeboorte insak, en God moet hom net daarin dan doop met sy Heilige Gees. Werk nie altyd so nie. Jy sien, as jy gaan lees in Handelinge, sê die woord van die Here, hulle het gehoor van mense wat gedoop is, en hulle het gereis na hulle toe, en toe hulle vra, het julle al die Heilige Gees ontvang, toe sê hulle, ons weet nie eens wat die Heilige Gees is nie, en hulle het vir hulle gebid, en hulle het God se Gees ontvang. Jy sien, jy moet lankmoedig wees, jy moet geduldig wees, want as jy lankmoedig is, dan waardeer jy iets, is dit nie so? As jy iets sommer net kry, ouers, julle sal weet, as die kind vra vir iets, en jy gee dit net vir hom, nie lankie dan is daai ding stukkend. Maar as jy vir hom sê, jy gaan 'n bietjie werk vir daai ding wat jy moet kry, jy gaan ook 'n bietjie geldjie spaar om te las vir daai ding wat jy wil hê, dan sal jy sien, hy pas dit op. Dis wat God sê. So as jy die Gees van God net ontvang, dan kry baie mense groot kop en hulle maak misbruik van dit, en hulle maak mense seer, en hulle bring God tot 'n skande deur die Heilige Gees te misbruik. Maar as jy stry en jaar in en jaar uit om met God se Gees se pad te stap,
Dan rus God jou toe met sy gees, want hy weet, jy gaan dit nie misbruik soveel as wat jy wil nie. Hy sê, want, toe God aan Abraham die belofte gegee het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. God het jou al reeds geseën, jy het nie nodig om te vra dat jy geseën moet word nie. Want hy het al reeds by Abraham gesê, jou nageslagte sal geseënd wees. En die woord van die Here sê, julle wat in die geloof is, aan julle het hy mag gegee om kinders van Abraham genoem te word, om deelagtig te kan wees aan die belofte. So God het jou al reeds geseën, so hou vra dat God jou seën, jy is 'n geseënde en 'n beminde in sy oë. Nog voordat jou ouers geweet het jy gaan nie wees, het hy geweet jy gaan nie wees. Nog voordat jou ouers jou beplan het, het hy al reeds in sy raadsplan besluit, jou naam moet in die boek van die lewe geskrywe wees. Maar as jy jou rug op hom draai, so maklik soos wat hy het inskrywe, so maklik vee hy dit uit. Want die woord van die Here sê, en die boeke is geopen. En die wêreld is geoordeel volgens hulle werke. As jy 'n ander boek is geopen, en as dit gevind is dat jou naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is jy in die poel van vuur gewerp. Jy sien, wanneer jy voor die troon van God staan, en die woord van die Here sê, hy het niemand gekry wat waardig genoeg is om die boek se seël oop te maak nie, behalwe Jesus Christus. Wat gaan jy doen as jy voor die troon van God staan en hy begin daai boek oopmaak en hy sê, okay, jy val onder Taljard, kom ons gaan alfabeties Taljard. En hy sê, Marlo, ek kry jou oupa hierso en jou oupa se broer hierso, maar ek kry jou nie. Wat se antwoord gaan jy God gee as jou naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie? As 'n liedjie wat ek al gesing het in hierdie gemeente, wat die ouetjie vra, hy sê, please search the book again. I thought my name was there. I went to church on Sunday, though I never knelt in prayer. Jy sien, daar is baie mense wat hier die banke warm sit, maar hulle is nie warm vir Christus nie. Jy moet brand daar buitekant, nie hier binne nie. Jy moet met God praat. Jy moet die Here pad stap. Want jy weet nie of jou naam in die boek van die lewe geskrywe staan nie. Hy sê, want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte en onveranderlikheid aan sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. God is onveranderlik dieselfde. Die belofte wat hy met Abraham gemaak het, staan tot vandag toe vas vir elke kind van God. En dit gaan vas staan vir solank as jy 'n kind van God wil bly. As jy wil jou beroep om te sê ek maak uit van die volk, gaan jy geoordeel word volgens die volk. Maar as jy sê ek is 'n kind van God, sal jy onder die genade geoordeel word. En een ek se werke is dood, as ons lees die eerste vers, dat hy sê dat die werke is dood in die geloof, as ons by die eerste beginsels wil bly. Want die werke kan God nooit behaag nie. Hy sê, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê. Hou vas aan die Here. Die wat al vir hoeveel jaar op die pad is, hou vas aan die Here. Praat met iemand in die week wat sê sy praat met 'n jonger vrou by haar werk, wat sê dat die persoon sê ek is nog te jonk, ek worry nie nou oor geloof nie. En prediker sê die woord van die Here, dink aan die Here in jou jonkheid, sodat hy kan met jou wees wanneer die tye swaar word. As jy aan God dink wanneer jy jonk is, draai jou deur wanneer jy ouer word. Wie van u het eers op 'n baie hoë ouderdom tot bekering gekom? As jy terugdink, sal jy jou hart vir die Here gegee het eerder in jou tienerjare? Ja. So dink nou, julle jonges wat hier so sit vanmôre. Die wêreld, as julle Jesus kies, gaan die wêreld en die maatjies by die skool snaaks aan julle dink. Hulle gaan dink, o, hoekom worry julle oor Jesus? Hoekom gaan julle kerk toe? Hoekom gaan julle Sondagskool toe? As julle nou Jesus kies, waarborg ek julle, wanneer julle so oud soos ouma en oupa is, gaan die Here nog steeds by julle wees. So kies die Here nou.
Laat die maatjies by die skool vir julle lag. Laat die maatjies vir julle sê julle is van die pad af. Of sê ons glo nie soos wat jy sê nie. Laat hulle dit sê. Kies julle Jesus en julle sal as oorwinnaars staan. En die woord van die Here sê dat julle moet word soos hierdie kinders. Glo julle dat hierdie kinders, glo julle dat Jesus julle gaan kom haal? Amen. Glo julle dat Jesus vir julle sondes gesterf het? Amen. Glo julle dat julle hemel toe gaan? Amen. So glo julle alles wat in die Bybel staan. Nou waarom bevraagteken julle die groot mense alles wat in die woord van die Here staan? Die woord van die Here sê moet word soos kinders. Jy moet hierdie boekrol moet jy eet. Jy moet dit aanvaar soos wat dit is, want dit is die waarheid. Jy moet dit glo soos wat dit daarin staan. En ophou, elke predikant en teoloog en dokter probeer verklaar en sê nee, maar dit staan so. Jesus het gesê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hom alles te onderhou wat ek julle beveel het. Waarom sê die kerke in vandag se dae jy het nie meer nodig om gedoop te word nie? Jesus sê, gaan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So Jesus sê vir sy disippels, leer almal wat na julle gaan kom, om die mense te doop. Julle moet dit onderhou, en dan doen hulle dit nie. Hulle gooi so 'n paar druppels op die kind se kop en dink die kind is gedoop. Ja. Of hulle kom sê, jy kan nou net nodig om 'n sondaarsgebed te doen, en jy's alright. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Jy moet jou bekeer en jy moet Christus bekleë. Broer Paulus skryf, hy sê, hulle wat in Christus begrawe is in die doop, het hulle met Christus bekleë. Al hoe jy kan deel hê aan die bruilof by die wederkoms van Christus, is deur die bad van wedergeboorte, en die woord van die Here sê, as jy nie die kleed aan het nie, sal jy uit die bruilof sal uitgegooi word, waar daar 'n geween en 'n geknars van die tande gaan wees. En as jy nie tande het nie, sal die Here vir jou gee. Ja, want die woord moet vervul word. Want God se woord is ja en amen. Hy sê, en ons het dit as 'n anker. Jy sien, daardie groot skepe wat op die water van die see dobber, en so dryf en vaar. Sy anker is nie as 'n 10% van daardie skip se massa nie, maar hou daai skip vas. Ten spyte van die storms. Jy sien, laat jou geanker in Christus bly, sodat wanneer die storms kom, laat jou skip nie sal wegvaar op die storms nie, maar laat jy sal bly daar waar God jou geplaas het. Hy sê ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel. Jy sien, voordat Christus gesterf het, moes julle almal vanmôre hang op wat jy gedoen het in die week. Of met 'n ou paar tortelduifeltjies jy aangekom het, of met 'n ou lammetjie, dat die pastoor dit kan slag, en dan die brand steek vir jou sondes. Nou, julle kinders doen nog nie sondes volgens die woord van die Here nie. As jou ouers sou dopgehou het, wat julle verkeerd gedoen het, so die ma sou vir haar 'n paar tortelduifies gebring het, en vir die kind ook 'n paar tortelduifies gebring het. Is iemand Job het offers gebring vir sy kinders ook? Wie van u het vanmôre julle lammetjie gebring? Wie vanmôre hou vas aan die lam wat geslag is vir u en vir my? Dis jou anker vanmôre. Dat Jesus sy lewe vir u en vir my afgelê het, sodat ons kan hoop hê op die lewe. Sodat ons na die voorhangsel kan binnetree. Die voorhangsel, die tempel was gebou, min of meer op die prinsip wat hier die saal nou is, dan het die gordyn hier gehang. En net die hoëpriester mag agter die gordyn beweeg het. En net daar het hy versoening gedoen vir die kind van God. En toe Christus sterf, toe skeer hy die voorhangsel van bo na onder, om te sê ek het dit gedoen en nie die mens nie. En hy gee elkeen van julle geleentheid. Net daar waar jy is, kan jou sonde bely in jou hart vir die Here gee. Jy het nie nodig om na 'n pastoor toe te kom en sê, asseblief pastoor, bid vir my, want ek het gesondig hierdie week nie. Want weet jy wat, dit maak nie saak of ek het sien nie, God sien dit in elk geval. Jy het nie om vir my te kom vertel wat jy verkeerd gedoen het nie, God sien dit. Jy dink wat jy agtertoe deure doen, God sien dit nie. Hy sien elke ding raak. So die voorhangsel is oop, tot voordeel en soms tot nadeel vir die kind van die Here. Want onder die ou verbond moes hy eers gevang geword het voor hy skuldig was. En in die nuwe verbond kom Christus, hy sê, deur net te dink, het dit al reeds gedoen. Deur net te begeer na 'n ander man of na 'n ander vrou, het jy al reeds egbreek in jou lewe, in jou huwelik gedoen. So die woord sê. Jy sien, dit gaan so ver, kom ek vergemaklik dit in vandag se terme.
Wie van die vrouens het al gesê, moenie hand opsteek nie, want dan staan jy skuldig vanmôre voor die Here. Het al 'n filmster gesien, iemand, 'n man wat pragtig is, en sy kan maar enige aand sy skoene onder my bed inskop. Ja, susters, jy het dit al gesê? Ja? Wie vrouens was mal oor ou George Clooney, kan julle hom onthou? Dit was 'n aantreklike man gewees, die vrouens. Ja. Die woord van die Here sê, die woord van die Here sê in Spreuke sê, pas op vir die mense wat sê ek grap sommer maar net, want dit is 'n sonde in God se oë. Jy sien, God gaan verder. Jy mag eers 'n grappie maak en sê daai ou kan mos sy skoene onder my bed inskop nie, want in jou hart het jy al reeds egbreek teenoor jou man gepleeg. Mans, wie was die vroue oor wie ons gister gepraat het? Die ou dames wat akteurs was. Julle sal hulle ken, die ouer man sal weet. Die pragtige dames waarvoor julle gekyk het. Daai rooibek vinkies waarvan die predikant altyd gepreek het, kan julle onthou? Want julle altyd gesê, as hy by die voordeur instap, moet my vrou maar by die agterdeur uitstap. Ja? Wie was al, ek gaan nie vra steek op jou hand nie, maar wie was al skuldig daaraan? Die woord van die Here sê, as jy skuldig daaraan is, jy al reeds in jou hart egbreek teenoor jou vrou gepleeg. Dis wat die woord sê. Jy sien, ons raak soms so wêreld gekonnekteer met mekaar. Ons moet die Here vra, Here asseblief, plaas 'n wag voor my gedagtes. Ons almal het al gesondig. Nie een van ons wat hier is perfek nie. Van die pastoor af, regdeur tot agter. Die pastoor het al in dieselfde sondes al geval, as wat meeste van julle al geval het. Nie een van julle wat hierso sit, is beter as die een wat langs jou is nie. Nie een van julle wat hierso sit, het meer sonde as die ander ene nie. Nie een van julle wat hierso sit, dink hy kan sê, ek het minder sonde as my broer of suster wat langs my sit nie, maar almal van julle wat hier sit vanmôre kan sê, dat elkeen van ons is skoon gewas deur die bloed van die Here. Maar ons moet lewe soos bloedgewaste kinders van die Here. En sê, Here asseblief, maak my gedagtes skoon. Want weet jy wat doen die duiwel? Hy plaas net 'n ou gedagte in jou kop. Net dit. En ons besluit of ons dit laat voortwoeker. Ons het 'n besluit. Jou vrou sê hoe sleg by die huis vanmôre, omdat jy nie die asblik uitgevat het nie. Dan kom jy by die werk. Dan die vrou wat langs jou sit by die werk, vat jou asblikkie en gooi hom uit. Dan dink jy, kan my vrou nie maar so wees nie. Ja, dis wat die duiwel doen. En so vang hy die kinders van die Here, een na die elkeen. Jy sien, ons moet bid vir mekaar. Want jy en ek is nie elke dag geestelik altyd sterk genoeg nie. Ons het mekaar nodig. Noem ons mekaar nog in ons gebede? Bid jy in die oggend vir jou broer of jou suster wat langs jou sit? Jy sien, die woord van die Here sê 7 maal val die regverdige en nogtans staan hy op. Dit beteken nie as jy 'n regverdige val en sondig nie. Dit beteken as jy val, moet jy opstaan en aan God se hand vashou. Ons almal het al geval in ons lewe. Maar God het soms daardie lelik wat gebeur het in ons lewe verander in iets moois. Is dit nie so nie? So God kan jou probleme, omstandighede verander, sodat dit beter uitwerk. So kom ons stap hier uit. As daai duiwel kom, getuie van 'n pastoor, toe hy jong was, hy was verlief op 'n hoogspringer dame gewees. Dis nie ek nie, dis 'n ander pastoor. En hy leer die gebed, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. En hy kom op daardie gedeelte wat hy sê, Here, lei ons nie in versoeking nie. En hy as jong man sê, hy het nooit met die meisie uitgegaan nie, maar sy het die mooiste bene gehad in die skool. En hy sê, as hy die Onse Vader bid en sê, Here, lei ons in die versoeking nie, dan sien hy altyd die meisie se bene en sê, Here, asseblief lei my nie in die versoeking nie. So as jou swakheid iets is in die lewe, as jou swakheid 'n sekere persoon is, of 'n sekere werk is, of 'n sekere omstandighede is, en sê, Here, asseblief weerhou dit van my af. As jou swakheid geld is, bid Here sê, moet laat ek nooit 'n job by die bank kry nie. As jou swakheid mans is, bid en sê, Here, laat ek nooit 'n werk kry waar ek net met mans omring is nie. As jou swakheid bedrog is, bid en sê, Here, asseblief laat ek nooit by 'n maatskappy werk wat dinge onder hierdie tafel doen nie. Bid dat die Here jou swakheid bewaar. En elkeen van ons weet wat ons swakheid. Partykeer weet nie eens ons mans of ons vrouens of ons kinders wat is ons swakheid nie. Maar God weet. Gee dit vir die Here. Los dit in sy hande. Jy sien, jy gaan dit uit jou eie krag uit, gaan jy groot gemors daarvan maak. As jy probeer om jou omstandighede self te probeer regmaak, gaan jy dit nie regkry nie. Maar as jy dit vir God gee, sal hy dit vir jou doen. En hy sê, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Moenie doen wat die pastoor doen. Moenie doen wat die jong man doen nie. Moenie doen wat hierdie suster doen nie.
doen wat Jesus gedoen het. Koning Dawid het goed gedoen wat in die oë van die Here is, maar het ook verkeerd gedoen wat in die oë van die Here is. Salomo het gedoen wat goed was in die oë van die Here, maar het ook gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Jesus is die volmaakte voorbeeld. Hy wat volgens die orde van Melchisedek as 'n hoëpriester geword het vir ewig. Daar kom Romeine 6 in vervulling. Jesus het eenmaal vir een my se sondes gesterwe. Maar ons is nie eenmaal gered, altyd gered nie. Elke dag moet ons lewe met Christus. Wandel baie met ons man en ons vrou en ons kinders. Wandel bietjie met die Here. Die woord van die Here sê, en hierdie geslag sal nie uitgaan sonder vas en gebed nie. Die woord van die Here sê dat wanneer jy getroud is, moet jy nou wees asof jy nie getroud is nie. Beteken jy moet losbandig lewe nie. Dit beteken God nommer 1 in jou lewe. Wanneer jy kinders het, moet jy wees asof jy nie meer kinders het nie. Dit beteken jou kinders moet jou nie meer beheer wanneer dit kom by God se werk nie. Jy moet wees asof jy nie meer ouers het nie. Jou ouers moet jou nie beheer as hulle jou van God af wegvat nie. God nommer 1 in jou lewe en jy sal in oorwinning staan. Jy is bloedgewaste kinders van die Here, maar lewe soos bloedgewaste kinders van die Here. Mag die Here die seën. Kom ons saam. Ek gaan vra broer Don, die Here vra my